Vader, dankie dat ons vanoggend net weer na U toe kan terugkom, Here, en net kom vra dat U net sal kom beweeg in ons midde, Vader. Soos wat ons nou gesing het, Here, dat ons wil terugkom na U hart toe, Vader, na dit toe wat vir U belangrik is, Here, Vader, na dit toe wat vir U saak maak, Vader, nie dit wat vir ons saak maak nie, Vader, nie dit wat ons oor omgee nie, Vader, maar ons wil terugkom na U toe, Vader, na dit toe wat vir U belangrik is. Vader, ons nooi U nou in Heilige Gees en vra dat U sal kom beweeg in hierdie plek. Ons vra dat U net sal kom, Vader, en ons lewens en ons harte sal kom omkeer vanoggend, Vader, soos wat net U dit kan doen, Vader. En ons loof U, ons prys U en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie, Here, kan jy so plek inneem. Sit net hierdie mic vir my bietjie sagter asseblief. Anders gaan het voel asof ek op almal gaan skree, nog bietjie. Maar sy dink, behoort ook uit te wees. Ons gaan vanoggend bietjie praat oor die kerk op 'n missie, en ons het nou die liedjie gesing van I'm coming back to the heart of worship. Ons moet terugkom na dit wat vir God belangrik is. Ons moet terugkom na dit toe wat vir die Here saak maak, en bietjie ons eie belange eenkant toe. En ek glo tog, dit is ons as kerk se doel, dit is ons as kinders van Here se doen. As ek praat van die kerk, dan praat ek nie van die gebou wat ons in is, of die denominasie wat ons in is nie, want ek en U is die kerk, ons elkeen is die kerk van God. So as ek praat vandag van die kerk van God, praat ek oor van my en van jou, en het is belangrik dat ons terugkom by die hartklop van God, as ons terugkom by die doel, hoekom God die kerk op die aarde gesit het, want ek glo dat elkeen van ons wat hierso is, het die doel van God af ontvang. Elkeen van ons wat hierso is hierso geplaas met 'n rede, en die Here wil ons gebruik, en God wil hê dat ons moet nog steeds 'n verskil gaan maak oral waar ons kom. En ons gaan vandag praat oor wat ek glo die hartklop van God is, wat ek glo die belangrikste ding is, wat ons as kinders van die Here en wat ons as kerk veronderstel is om te doen, en dit is om mense te gaan vertel van Jesus. Dit is om uit te gaan en om mense te gaan die goeie nuus met hulle te gaan deel, en te sê dat daar is nog steeds vir hulle hoop. Die groot opdrag wat ons ontvang het, is die missie wat die kerk veronderstel is om te wees. Ons sê gewoonlik, as iemand besig is om dood te gaan en jy staan langs sy bed, dan die goeders wat hy op daai oomblik sê, is gewoonlik die dinge wat vir hom baie belangrik is. Die laaste dinge wat mense oor praat as hulle die geleentheid het, is gewoonlik die goeders wat baie sterk op hulle hart lê, waar volgens hulle lewens baseer, en waar volgens hulle alles wat hulle gedoen het opsom. En Jesus se laaste woorde aan sy disippels was om uit te gaan en om die evangelie te gaan verkondig aan die ganse mensdom daar buite. As ons kyk na Matteus 28 vers 19 tot 20, sê vir ons, gaan dan en maak disippels van alle nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding toe van tyd. En hier sien ons waar Jesus net voordat hy opgevaar het na die hemel toe, het hy sy disippels met mekaar gekry en gesê, daar's een belangrike ding wat ek vir julle wil agterlos. Daar's een belangrike ding wat julle moet besef, en daar's een opdrag wat ek vir julle wil gee, en dit is om uit te gaan en om dit wat ek met julle kom deel het op die aarde, die goeie nuus wat ek vir julle gegee het, te gaan en dit te gaan deel met die res van die wêreld daar buite. En God het ons as mens uitverkies om dit te doen. Hy het ons as mens toevertrou met hierdie evangelie en gesê dat ek vertrou dat julle gaan en dat julle 'n verskil gaan maak in mense se lewens daar buite. Nou, een ding wat ons moet besef is dat ons noem dit die groot opdrag. Dit is nie die groot voorstel nie. Om uit te gaan en om ons geloof met mense te gaan deel, om uit te gaan en om Jesus aan mense te gaan verkondig, is nie 'n voorstel wat die Here gemaak het nie. Hy het nie gesê, ag, julle kan dit nou maar doen as julle so voel, of as julle niks beter het om te doen, of as julle voel daar's iets wat julle nou regtig vandag wil doen, maar julle is nie lus om by die huis te sit nie, dan kan jy gaan en vir mense gaan vertel van hom nie. Nee.
As ons kyk na Matteus 28 vers 19 waar hy sê, gaan dan heen. Daai woordjie gaan het ons as kerk so opgesom en gesê, as ons wil gaan, dan moet dit nou 'n spesiale sending uitreik wees. Ons moet nou hier so 'n groot tent gaan opslaan in die middel van die dorp met baie musiek en baie geraas maak, en dit is waar ons nou gaan. Of ons moet ons tasse pak en ons moet op 'n vliegtuig klim en ons moet ergens hier op in Afrika invlieg en daar gaan preek vir mense wat ons nie gaan verstaan nie, en dit is wat dit bedoel as ons moet gaan. Maar daai gedeelte, as jy teruggaan na die oorspronklike Grieks toe, beteken dit, soos wat jy gaan. Soos wat jy in die dag werk toe gaan. Soos wat jy in die dag skool toe gaan. Soos wat jy na jou vriende toe gaan, moet ons disippels maak van Jesus, moet ons die evangelie aan mense gaan verkondig. En partykeer doen ons dit nie eers met ons woorde nie, net die manier wat ons leef, die manier wat ons optree, die manier as mense na ons kyk, en die manier hoe ons reageer oor situasies, moet vir mense wys, maar daar's iets anders aan hierdie mense. Daar's 'n ou wat een keer gesê dat, go out and preach the gospel, and if necessary, use words. Daar waar jy jouself vind in die dag, as mense na jou kyk, sien hulle die evangelie van God, sien hulle die goeie nuus dat Jesus vir jou kom sterf het, dat hy jou vrygemaak het, of wat sien hulle in jou? Sien hulle meer van die wêreld in jou, as wat hulle van die Here in jou sien? Is jy dieselfde mens hier by die kerk, as wat jy by die huis en by die werk is? Of as jy by die werk is jy die mislike ou wat daar so op almal skree, en wat ongeduldig is met almal, maar hier by die kerk gaan wil jy die rustige ou wees vir wie almal moet lief wees. As ons tussen ons familie kom, kuier ons saam met hulle, vertel ons die vuil grappe saam met hulle, drink ons saam met hulle, doen ons al die verkeerde goed saam met hulle, maar by die kerk gaan wil ons heilige mense wees. Dis nie wat die Here bedoel het. Hy het gesê, soos wat ons gaan, moet ons die evangelie aan mense verkondig. Jou dade, die manier wat jy optree, preek baie keer harder uit die woord van die Here uit, as dit wat ons uit ons mond uit sê, kan vir mense preek. Maar mense gee nie om wat jy sê nie. Hulle wil sien dat dit wat jy preek, 'n verskil eers gemaak in jou lewe. Ek het nou deur 'n evangelisasie ding gegaan van die PPK, en die pastoor het so mooi ding gesê, hy het gesê, as die evangelie nog nie jou lewe verander het nie, gaan dit nie deur jou ander mense se lewens verander nie. Die goeie nuus van Jesus moet ons lewens so verander, dat wanneer ons met mense in aanraking kom, hulle kan sê, maar daar's iets anders aan hierdie persone. Daar's iets in hierdie persone wat ek wil hê. Maar as ons met mense te doen kry, wil hulle hê wat ons het, of wil hulle sê, ek wil eerder daai mense vir my, ek wil nie soos daai mense wees nie. Hierdie is nou een van daai gedeeltes in die boodskap wat jy nie sê amen nie, jy sê eina, want dit praat met myself ook. As ek in die oggend opstaan en ek kyk in die spieël, moet ek vir myself vra, gaan dit wat ek vir die wêreld vandag gaan wys daar buite, wil maak dat mense nader aan die Here leef, of gaan dit maak dat mense sê, kyk hoe tree kinders van die Here op. As dit is hoe kinders van die Here optree, wil ek nie 'n kind van die Here wees nie. Reinhard Bonke, wat 'n baie bekende evangelis was, wat met meer mense na die Here toe gelei het as nog enigiemand wat op die aarde was, het 'n stelling gemaak wat gesê het, a church that does not reach the lost is lost itself. As ons as kinders van die Here en ons as kerk, ons wat hier sal sit, nie die evangelie in die wêreld daar buite verkondig nie, nie vir mense hoop bring daar buite nie Jesus aan mense daar buite gaan voorstel nie, dan mis ons as kerk die doel, dan is ons as kerk self verloor. Hoekom? Want Jesus het gesê, gaan en gaan maak disippels. Ons het net nou gesê, dis die groot opdrag, nie die groot voorstel nie, maar hoekom moet ons Jesus se opdrag gehoorsaam? As ons vat die Bybel gebruik baie keer militêre voorbeelde om goeders uit te brei, en Jesus het vir ons die opdrag gegee, as ons in die geestelike weermag is, wat ons almal in staan, die oomblik wat jy jou lewe vir die Here gee, en sê, Here, ek kies om vir jou te lewe, dan teken jy in op daai weermag. Dan sê jy, Here, ek is reg om hierdie stryd te gaan stry, ek is reg om hierdie fight te gaan fight. En Jesus se opdrag as ons generaal is om te gaan. En as jy in die weermag is, en jy is 'n troep, of jy is onder die generaal, as hy vir jou 'n opdrag gee, sal jy dit doen.
Jy kan dit nie net los en sê, ek gaan nie gehoorsaam wees nie, ek sal eerder my eie ding volg, ek sal eerder my eie pad volg, want God het ons op 'n missie gesit en gesê, gaan en gaan maak disippels, gaan en gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Jesus is ons hoogste gesag. Nie die pastoor nie jou selgroepleier nie jou ma of jou pa nie. Ja, ons luister na hierdie mense, maar Jesus is die hoogste gesag. As hy sê, gaan en gaan doen dit, is ons veronderstel om te gaan en om dit te gaan doen. Francois de Jager skryf in sy boek Divine Connectors 'n hoofstuk, en die een hoofstuk se opskrif is, The Great Commission is a rescue mission. As ons uitgaan, die groot opdrag wat Jesus vir ons gegee het, is 'n reddingsmissie wat die kerk op is, wat ons as kinders van die Here op is. Hoekom? Want mense is besig om daar buite verlore te gaan. En dit is vir my altyd so interessant om te besef dat as daar mense se lewens op die spel is, sal die mense wat uitgaan om die reddingsmissie te gaan doen, enige iets in hulle vermoë doen om mense se lewens te red. Maak nie saak hoeveel geld dit kos nie, maak nie saak hoeveel mense dit kos nie, maak nie saak hoeveel mankrag jy nodig het nie. As mense se lewens op die spel is, sal mense uit hulle pad uit gaan om iemand te gaan red. Op die 5 Augustus in 2010 in San Jose was daar 'n myn gewees wat in 'n aardbewing betrokke was en die myn het in mekaar ingeval. En daar was 33 mans gewees wat in daai myn gewerk het, die oomblik toe daai myn in mekaar ingeval het. En hierdie 33 ouens het nog geleef ondergrond en dadelik het die wêreld besef dat hulle moet iets doen om hierdie 33 mense se lewens te red. Nou as ons net vat, daar's 8 biljoen of 10 biljoen mense op die aarde, wat is 33 mense nou? Maar die wêreld het in roer ingegaan vir hierdie 33 mense wat ondergrond vasgevang was. Hulle was vir meer as 'n maand daar gewees en die wêreld het gegaan en hulle het begin fondse ingesamel. NASA wat ruimtuie in die lug instuur, het betrokke geraak om goed te ontwikkel en goed te bou om hierdie mense te red wat onder hierdie grond vasgevang is. In hierdie maand het hierdie kostes $20 miljoen beloop om hierdie 33 mense se lewens te red. Nou $20 miljoen, net om julle 'n bietjie in perspektief te bring oor Suid-Afrikaanse geld, is R380 miljoen. Het hulle gebruik om hierdie 33 mense se lewens te red. Hoekom? Want hulle sê lewens is kosbaar. En mense daar buite is besig om dood te gaan, om hel toe te gaan, sonder dat hulle die Here ken, en hulle lewens is op die spel, en ons as kinders van die Here moet uitgaan, en 'n reddingsmissie gaan loods, want mense se lewens is op die spel. Gelukkig hoef ons nie nou te gaan en 33 of $380 miljoen bymekaar te maak, om mense se lewens te red nie. Hoekom? Want Jesus het klaar die prys betaal. Jesus het sy lewe kom aflê en hy het gesê, ek het vir julle die prys betaal en al wat julle moet doen is om te gaan en te gaan gehoorsaam wees aan die opdrag wat ek vir julle gee. Johannes 3 vers 16 en 17 sê vir ons, God het die mensdom so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dan kom vers 17 en hy sê, God het immers nie die seun na die mensewêreld toe gestuur om die mense te veroordeel nie, maar sodat mense deur hom verlos kan word. Jesus het aarde toe gekom met hierdie doel, met hierdie missie om siele te wen. Met hierdie missie het hy aarde toe gekom om die te soek en te red wat verlore is. En wat sê die Bybel vir ons? Voordat Jesus opgevaar het hemel toe, het hy gesê, soos wat ek gestuur was, stuur ek julle ook. So ons doel is om in die wêreld in te gaan en om mense van Jesus te gaan vertel. Maar ons het deesdae die kerk se doel gemaak om in die wêreld in te gaan en om mense te gaan veroordeel. Om te gaan sê, kyk hoe lyk hierdie mense, kyk hoe tree hierdie mense op, kyk waar gaan hierdie mense, hoekom sal die Here iets vir hulle wil doen? Jesus het nie aarde gekom om mense te oordeel nie, maar om die wat verlore is, te gaan red. Ons is net gered
deur God se genade en ons mis baie keer hoe groot sy genade vir elkeen van ons is. Een ding wat ons as mense uit ons kop uit moet kry is dat mense wat kerk toe moet kom of mense met wie ons deel gaan perfek wees. As iemand nie die Here dien nie, dan lewe hulle in 'n sondige natuur. 'n Vis wat in water is, gaan ons nie oordeel omdat hy nat is, omdat hy in die water is. Hoekom? Dit is sy natuur. As iemand nie die Here dien nie, en hulle tree in 'n sondige manier op, is dit hulle natuur. Maar vir ons wat kinders van die Here is, as jy jou lewe vir God gegee het, en gesê, Here, ek kies om reg te lewe, as jy dan in sonde leef, en jy leef nie volgens wat God sê nie, dan kan ons jou begin oordeel en sê, maar hoorie, dit is nie wat jy veronderstel is om te doen nie, want jy is 'n kind van die Here. Dan oordeel ons as mensie, dan oordeel die woord van God jou. Maar ons moet uitgaan en in 'n verlore gaande wêreld daar gaan wys dat daar is hoop vir hulle. Dat ons vir 'n verlore gaande wêreld gaan wys dat daar is vir hulle 'n uitkoms. Want hoekom lewe mense in sonde? Want hulle wil gelukkig wees. Daar's 'n leemte, 'n gat hier binne in ons elkeen wat ons mee gebore word, wat gevul moet word, en ons probeer dit vul deur soveel verskillende dinge, en daai leemte kan net gevul word deur die Heilige Gees en deur Jesus in ons lewe toe te laat, maar mense probeer dit vul deur allerhande goeders, maar dis hoekom Jesus aarde gekom het gesê, hy weet die mense tree verkeerd op, hy weet mense lewe in sondige lewe, maar hy het gekom om hulle vry te maak van die dinge wat hulle vashou. Maar doen ons as kinders van die Here dit? Ek wil 'n vraag net so in die algemeen vandag vra, is dat as ons oë toemaak en ons laaste asem uitblaas en ons staan voor die poorte van die hemel, ons staan voor daar's 'n engel met 'n groot boek, en hy sê vir jou, Dean, hoekom moet jy hier by die hemel ingaan? Wat gaan ons hulle antwoord? As ons daar in die hemel kom en ons staan daar en ons sê vir hierdie engel vra vir ons, hoekom moet ek jou toelaat om hierso in te kom? Wat gaan ons hom antwoord? Nee, ek was 'n goeie mens gewees, ek was elke Sondag in die kerk. Nee, goeie antwoord, ek was elke Sondag in die kerk. Ek het elke dag Bybel gelees, ek het so vinnig 'n gebed opgesê in die oggend, so ek dink dit moet genoeg wees vir my om in die hemel in te gaan. Maar dan kom maar 'n skrifgedeelte wat sê dat daar gaan mense voor Jesus staan wat sê, in my naam of in u naam het ons duiwels uitgedryf, in u naam het ons geprofeteer, in u naam het ons vir siekes gebid en het gesond geword, en Jesus gaan vir hulle sê, gaan weg van my af, want ek ken julle nie. Wat gaan ons die Here antwoord eendag wat sê, hoekom mag ons hier ingaan? In Lukas 23 sien ons die gedeelte van die kruisiging, en daar het 2 mense langs Jesus aan die kruis gehang, 2 rowers, 2 sondaars, 2 mense wat verdien het om daar te hang. Een het met Jesus gespot. Een het vir hom gesê, as jy regtig die Messias is, haal ons almal van die kruis of red ons hierso. Jy kan dan almal red. Hoekom kan jy nie eers jouself red nie? En die ander een het gesê, bly stil. Hierdie man verdien nie om hier te wees nie. Hierdie man het nie die goeders gedoen wat hom van beskuldig nie, maar tog gaan hy deur dieselfde loon as ons. En hierdie ou het vir Jesus een ding gesê. Hy het vir hom gesê, meester, vandag as jy in die paradys kom, dink net aan my. En wat was Jesus se antwoord vir hom? Vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus het vir hom die goeie nuus gebring terwyl hy aan die kruis gehang het. En ek het nou nog iemand gehoor wat hierdie storie so mooi vertel het, en ek het nog nooit so ingesien nie. Die oomblik toe daai ou sy oë uitblaas, of sy asem uitblaas en sy oë toemaak, kom hy hier voor die hemelpoorte, en hier staan die engel, en hy vra vir hom, hoekom moet jy hier inkom? Wat gee jou die reg om hier by die hemel in te stap? En wat kon hy vir hom geantwoord het? Hy kon nie vir hom gesê het, ek was 'n goeie mens nie. Hoekom nie? Want hy het gaan die kruis erken, hy verdien om dood te gaan vir sy lewe wat hy geleef het. Hy kon nie gesê het, ek was elke Sondag in die kerk, want as jy na ons lewe gekyk, was hy nie elke Sondag in die kerk nie. Hy het nie 'n verhouding met Jesus gehad nie. Hy het nie kans gehad om die sondaarsgebed te bid nie. Hy het nie kans gehad om homself te laat doop nie.
Maar sy opregtheid en deur dit te aanvaar wat Jesus vir hom aan die kruis gedoen het, toe hy vir hom sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, kon daai man daar gestaan het en gesê, ek het niks gedoen om verdien om hier in te gaan nie. Maar daar was 'n man wat aan die kruis gehang het, wat gesê het, ek mag hierso inkom. Dit is wat genade is. Ons moet gaan en met die wêreld daar buite gaan deel en vir hulle kan sê dat maak nie saak wat jy doen om in die lewe nie. As jy daar bo kom, is jy nie gewaarborg om te sê dat ek was 'n great ou en dis kom ek hier mag ingaan nie. Maar daar's iemand wat aan die kruis gehang het, wat gesê het omdat hy aan die kruis gesterf het, kan my sondes vergewe word. Omdat hy aan die kruis gesterf het, kan ek vrygemaak word van dit wat my vashou. Omdat hy aan die kruis gesterf het, kan ek genees word van my siekte. En daai man wat aan die kruis gehang het, het gesê, ek mag hier ingaan, en daarom het ons die reg om in die hemel in te gaan. Maar nee, ons oordeel die wêreld daar buite. Ons wys nie liefde vir mense nie. Ons wys nie vir mense, daar's 'n beter lewe vir hulle nie. Pastor Okkie wat so 'n paar weke terug hier gepreek het so mooi gesegde gehad. Hy het gesê ons wil die visse skoon maak nog voordat ons hulle gevang het. Ons gaan aan oor hoe dit in die wêreld gaan en wat hulle mee besig is en wat die mense in die regering doen en hoe sleg hulle is. En hulle moet net regkom, hulle moet net hulle lewens verander. Ons wil die visse skoon maak voordat ons hulle gevang het. Waar dit ons verantwoordelikheid is om uit te gaan in die wêreld en net Jesus vir die wêreld te gaan wys daar buite. Daai man het net gesê, daar was iemand aan die kruis langs my, wat gesê het, ek kan hier ingaan. Ek wil afsluit met 'n paar gedagtes. Die eerste ding wat ek hoor wil praat is dat mense wag op ons. Die wêreld daar buite wat verlore gaan, wat sit sonder hoop, wat sit sonder 'n toekoms, wag op ons as kinders van die Here, wag op ons as kerk. Romeine 8 vers 19 tot 21, sodat ek sien ek het dit nie opgesit nie, sê vir ons die volgende, met vurige verlange wag die skepping daarop, dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Hierdie is so mooi vers. Van die ander vertaling sê, dit is soos 'n vrou wat in baringsnood is, wag hulle vir die kinders van God om hulself te openbaar aan die wêreld daar buite. Wat beteken, ons moet nou uitloop met hierdie groot badge op ons bors en sê, ek is 'n kind van die Here, moenie naby my kom nie. Nee, hulle wag vir die kinders van God om op te staan en in die wêreld in te gaan en vir die wêreld hoop te gaan bring. Vers 20 sê vir ons, want die skepping is onderwerp aan 'n sinnelose bestaan. So wat beteken dit? As ons 'n lewe het sonder Jesus, maak ons lewe nie sin nie. Nie uit hulle eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van die verslawing aan die verganklikheid met die oog op die heerlikheid of die heerlike vryheid van die kinders van God. Hier sê die gedeelte vir ons, die wêreld daar buite wag vir ons as kinders van die Here om onsself te openbaar. Laat mense na ons kan kyk en sien, maar hoekom kan hulle so vry leef in 'n tyd wat ons so vasgevang is in omstandighede, wat ons vasgevang is in sonde, wat ons vasgevang is in die dinge van hierdie wêreld, maar hier's mense wat vry kan leef. Die wêreld is vasgevang in bekommernis. Die wêreld is vasgevang in vrees. Hoekom? Want hulle weet nie wat môre inhou nie. Weet ons wat môre inhou? Nee, ons weet nie wat môre inhou nie. Moet ons bang wees daarvoor? Nee, hoekom? Want Jesus is klaar daar. Die wêreld kan dit nie sê nie, en dis hoekom hulle wag op kinders van die Here om hulle self te openbaar en te sê dat ons het vir julle die antwoorde. Om onsself te openbaar en te sê, ons het die een wat hoop is. Al wat julle moet doen is net kom en hom ontvang. Ek sê altyd dat elkeen van julle wat hierso sit, elke kind van die Here is 'n antwoord op 'n ongeredde persoon daar buite se gebed.
Iemand wat in die aand huil en sê, Here, ek het nie meer hoop nie. Here, ek weet nie meer wat se kant om te gaan nie. Here, ek weet nie meer waarheen om te gaan nie. Julle is die antwoord op hulle gebed. Hoekom gaan jy vir hom hoop gee? Nee, maar jy kan Jesus aan hom voorstel wat vir hom hoop gaan gee. Gaan jy vir hom kan geld gee? Miskien as jy baie geld het, maar as jy nie vir hom kan geld gee nie, kan jy Jesus aan hom voorstel en sê, hier is die ene wat vir jou gaan voorsien as jy op hom vertrou. Kan jy 'n persoon gesond maak? Nee, maar jy kan vir hom sê, hierso is die Jesus wat gesê het, deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. Kan jy hom vrymaak? Nee, maar jy kan vir hom sê, hierso is die Jesus wat gesê het, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Maar die wêreld wag op my en op jou om op te staan en boldness te kry en te sê, Here, ek gaan uitgaan en ek gaan 'n verskil maak in mense se lewens. Ek dink ons moet 'n bietjie praat oor boldness in die kerk. Oor om ruggraat te kry vir Jesus. Oor om nie bang te wees nie. En ek weet, dit is maklik om te sê, maar dit is nie altyd maklik om te doen nie. Maar Jesus wil hê ons moet opstaan as kinders van die Here en sê, ons gaan nou gaan en ons gaan vrymaak en gaan verkondig. Ons gaan Jesus gaan verkondig. Hoekom? Want hy is al wat ons het. Ons kom met niks in hierdie wêreld in nie. As jy gebore word, het jy niks. Die oomblik as jy jou laaste asem uitblaas, het jy ook niks. Al wat ons saam met ons hemel toe kan vat, is die siele wat ons vir die Here gewen het. En ek wil nie leë hande eendag in die hemel kom nie. Ek het 'n ander pastoor vriend wat gesê het altyd, hy het so passie vir siele wen. Hy sê dat die dag as die wegraping omkom, wil hy nie kop eers opgaan nie. Hy gaan vir die Here sê, Here, vat my met my voete eers, want ek wil my hande hê, ek wil nog 2 mense gryp om saam met ons te bring. Ek wil nie alleen gaan nie. Ons moet 'n passie begin kry vir siele. Ons moet 'n passie begin kry vir die mense daar buite wat nie die Here ken nie. En ek sê dit baie keer en ek sal dit sê tot die dag wat ek nie meer hierso is nie, dat as die kerk nie die evangelie wat God aan ons toevertrou het, gaan verkondig daar buite nie, is ons 'n selfsugtige kerk. Hoekom? Want Jesus het jou vrygemaak. Jesus het vir jou sondes gesterf. Jesus het jou verlos van sekere dinge. En as ons dit nie gaan verkondig daar buite aan mense daar buite nie, dan sê ons net sowel dat ons wil nie hê mense daar buite moet vrykom nie. Nou dag op daai opleiding toe sê een van die pastore, as jy nie vir mense van Jesus vertel nie, is jy regtig lief vir Jesus? Vir die van julle wat nou al lank getroud en oud is en goeters, en toe jy jonger was, as die ouens 'n girl gekry het, of die girl het 'n ou gekry, dan kan hulle nie ophou praat oor hierdie persoon nie. Hoekom? Want hy gee vir jou skoenlappers, of sy gee vir jou skoenlappers in die maag, en jou kop wil nie werk nie, jy kan nie reguit dink nie, dis al waaroor jy kan praat, dis al waaraan jy kan dink. En dan sê ons, dit is liefde, kyk die liefde wat daar so is. Maar as ons lief is vir Jesus, hoekom tree ons nie dieselfde op nie? Hoekom as ons in geselskap kom, is ons bang om oor Jesus te praat? Is ons bang om vir mense te sê wat aangaan? Is ons regtig lief vir hom as ons nie oor hom wil praat nie? Dis 'n keuse wat elkeen van ons moet maak. En Jesus vra vandag vir ons een vraag, is jy bereid om vir my te gaan? Is jy bereid om 'n verskil te gaan maak? Jesaja 6 vers 8 sien ons dat die Here het 'n vraag gevra en Jesaja sê, toe hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En Jesaja se antwoord was gewees, en ek sê toe, hier is ek, Here, stuur my. So die vraag is vandag wat die Here vir elkeen van ons vra, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Is die mens wat bereid is om te sê, Here, ek sal gaan? Gaan dit maklik wees? Nee, glad nie. Gaan dit lekker wees? Nie altyd nie. Ek wil net gou teruggaan na die eerste vers toe. Maar die Here gaan kom, en die Here sê, as jy vir my gaan, sal dit die moeite werd wees.
Ek wil afsluit met hierdie laaste vers, wat ons mee begin het, Matteus 28 vers 19 en 20, waar sê, gaan dan en maak disippels van alle nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En hierdie laaste gedeelte van vers 20, is wat vir my altyd so uitstaan van hierdie ding, van God gee vir ons hierdie opdrag, hy sê, en kyk, ek is met julle al die dae, tot die volëinding van die tyd toe. Wie van julle wil permanent God by jou hê? Jesus se teenwoordigheid. Ek wil dit by hom hê. Jesus die antwoord. As jy wil hê hy moet by jou wees, moet jy hom gaan verkondig in die wêreld daar buite. En soos ek sê, dis nie nodig dat jy nou vir jouself 'n mikrofoon en 'n klankstel moet gaan koop en 'n groot Bybel gaan kry wat jy mee kan gaan staan naas op 'n straathoek en op mense skree en spoeg en alles, as hulle hier voor jou staan, dan deel jy so 'n paar sambrelle en sê, dis vir die ouens wat die spoeg gaan kry, so. Dis nie nodig om so te wees nie. Die Here het elkeen van ons uniek gemaak. Ons gaan oor die volgende paar weke, volgende week gaan nou paasdiens wees, maar daarna gaan ons bietjie praat oor 'n paar ander goeters wat gaan oor evangelisasie, oor die verskillende style, hoe die Here jou gemaak het, en hoe die Here jou wil gebruik met jou persoonlikheid, net soos wat jy is. Ons gaan julle help om julle bedieninge te ontdek. Ons gaan vir julle goeders gee wat julle gaan help om te groei, dat julle kan sê, maar dit is wie ek is, en dis die styl wat ek evangelisasie in moet doen. Dis die styl wat die Here my wil gebruik. En ons wil mense begin toerus. Hoekom? Want die Here het vir ons die opdrag gegee om uit te gaan. En ek glo dat die tyd is nou om dit te doen. Ja, die Here gaan dalk nie môre kom nie. Die Here kan môre kom, ons weet nie. Maar as hy nie môre kom nie, is daar mense wat môre gaan doodgaan, wat hom dalk nie ken nie. Dan het die Here vir hulle gekom. Maar ons sê ons altyd, daar is nog baie tyd, moenie worry nie, eendag as ons oud is, sal ons iets vir die Here wil doen, of eendag as die mense oud is, sal ons vir hulle gaan preek. Nee, die tyd is nou, en die Here vra vandag vir ons, wie sal ek stuur, en wie sal vir my gaan? Maar dis 'n keuse wat julle moet maak, dis nie 'n keuse wat ek vir julle kan maak. Ek wens ek kon daai keuse vir almal maak. En net sê, Here, ek kies vandag vir Tannie Rhoda om laat sy moet gaan. Maar ek kan nie, dis 'n keuse wat sy self moet maak. Ek kies vir hom Johan, laat hy moet gaan en gaan preek. Nee, dis 'n keuse wat hy self moet maak. So kies vandag om te sê, Here, ja, ek sal gaan. Here, ja, ek gaan my lewe so omkeer, ek gaan my lewe so maak, laat wanneer ek in die straat afloop, mense nie my sien nie, maar laat mense U sien. En kom ons gaan en gaan verander die wêreld daar buite. Ons praat oor, dis ons jaar van groei. Hoe gaan die Here die kerk laat groei in getalle? Gaan mense net ewe skielik 'n wonderlike lig hier bo sien, daar's 'n lig, kom ons kyk vir gaan. Nee. Handelinge kerk het gegroei, daagliks. Daagliks het daar mense by die Handelinge kerk gekom. Maar wie is die mense wat bygekom? Die Here sê, en daagliks het God bygevoeg by die huis, die wat gered is. So die mense wat in die kerk gesit het, die kerk, het uitgegaan en mense gaan vertel van Jesus. En daai mense het ingekom na 'n plek toe waar hulle saam kom fellowship het. En dis hoe die kerk gegroei het. As ons wil hierdie gemeente moet groei, moet ons al buite in die strate wees en mense gaan vertel van hom. Kom ons sluit ons oop. Vader, dankie vir U liefde en U genade, Here. Dankie dat ons net kan besef dat U het 'n plan en 'n doel met elkeen van ons, Here. En Vader, ek wil vra, Here, dat U ons 'n groter passie en 'n honger vir siele sal gee, Here. Dat U ons harte sal omkeer, dat ons sal fokus, Vader, op dit wat vir U belangrik is. Ons weet U hartklop is siele, ons weet U hartklop is die verlore mense. Jesus, U het aarde toe gekom om die te soek en te red wat verlore is, Vader. En ons wil vra, Here, dat U ons daai selfe passie sal gee, Vader. Ek bid vandag, Here, dat U nou in die harte van mense sal werk hierso, Vader, dat hulle hande sal opsê en sê, Here, hier is ek, stuur my, ek sal gaan en ek sal 'n verskil gaan maak in mense se lewens, Vader, nie om raak gesien te word, Here, nie om dit net te sê om die pastoor te beïndruk nie, Vader, maar dat U ons werklik 'n passie en 'n honger sal gee vir 'n verlore wêreld daar buite, Here. Vader, dat U ons sal gebruik, gee vir ons geleenthede om die evangelie te gaan verkondig. Help ons, Vader,
En Here, as al goeders is in ons lewe vandag, Vader, wat nie daar moet wees nie, Here. Dinge wat verhoed dat U ons gebruik, dinge wat verhoed, Vader, dat ons 'n impak kan maak in menslewens, Vader. As al dinge is, Here, dat as mense na ons kyk en hierdie dinge sien, dat eerder sê, as dit hoe kinders van die Here is, wil ons nie kinders van die Here wees nie, Vader. Wil ek vra dat U nou sal kom en daai goeders sal verwyder uit ons lewens uit, Here. Maar laat ons as suiwer kanale voor U kan staan en sê, Vader, hier is ek. Stuur my. Ek sal gaan. Dan sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.